Welkom by ons kanaal. Hierdie video is spesiaal gemaak vir kinders met ADHD en die wat sukkel om te konsentreer. Ons hou die beelde kalm en eenvoudig sodat niks jou fokus sal versteur nie. Hier leer ons op 'n prettige en maklike manier wat jou sal help om beter te fokus en lekker saam te leer. Hey almal, ek het iets spesiaal net vir jou. 'n Oefening en 'n opsomming van vandag se les. Hier's die lekker deel. Jy hoef nie jou eie opsommings te maak nie. Ek het dit reeds vir jou gedoen. Dit gaan jou baie tyd spaar sodat jy kan fokus op leer en sukses. Maar hier's wat jy moet doen. Like hierdie video, subscribe en los jou e-posadres in die kommentaar, dan stuur ek alles direk vir jou. Onthou, net diegene wat like, subscribe en hul e-pos in die kommentaar los, kry die oefening en opsomming. Moenie jou tyd mors nie. Klik nou en laat ek jou help. Hoe om jou video's te kyk en notas te maak. Begin met 'n lekker rustige plek. Kry 'n stil plek waar jy kan fokus, sonder dinge wat jou aandag gaan aflei. Hou jou notaboek en pen naby. Maak seker jy het 'n notaboek of papiere en 'n pen reg, so is jy gereed om dadelik te skryf. Luister en kyk vir sleutelidees. Luister mooi en kyk na die prente in die video. Skryf net die belangrike woorde of gedagtes neer. Hou dit kort en eenvoudig. Gebruik prentjies en kleure. Skets vinnig as iets moeilik is om te onthou en gebruik kleure om verskillende idees uit te lig. Dit maak dit lekkerder en makliker om te onthou. Pause as jy moet. Druk pause as jy iets weer wil hoor of as jy 'n bietjie dinktyd nodig het. Jy kan selfs terugspeel om 'n deel weer te kyk. Skryf vrae neer. As jy iets nie verstaan nie, skryf dit neer sodat jy later kan vra of meer daaroor kan leer. Lees jou notas vinnig deur. Aan die einde, kyk weer vinnig deur jou notas. Dit help jou om die belangrike idees beter te onthou. En onthou, daar is 'n oefening onder aan die beskrywing wat jy kan voltooi. As jy subscribe, kan jy dit doen en jou kennis verder toets. Hallo almal en welkom terug op my kanaal. In vandag se video gaan ons gesels oor geestelike en emosionele welstand. Dit gaan oor hoe jy jou emosies kan bestuur, wat jy kan doen as jy gestres is en hoe om 'n positiewe selfbeeld te bou. Ek gaan alles verduidelik op 'n maklike manier sodat jy dit ook kan verstaan. Kom ons begin. Wat is geestelike en emosionele welstand? Geestelike en emosionele welstand beteken hoe jy oor jouself en jou lewe voel. Dit gaan oor hoe jy jou emosies bestuur en hoe jy jouself sien. As jy gelukkig, kalm en vol selfvertroue is jy emosioneel gesond. Hoe om jou emosies te bestuur? Soms voel ons boos, hartseer of bang. Dit is heeltemal normaal om hierdie emosies te voel, maar dit is belangrik om te weet hoe om hulle te bestuur. Een manier om dit te doen is om diep asem te haal wanneer jy gestres is, of om 'n kort rukkie te neem en rustig te raak. Jy kan ook met iemand praat as jy nie lekker voel nie. Die impak van stres. Stres is wanneer jy voel jy het te veel om te hanteer. Dit kan jou fisieke gesondheid beïnvloed, maar ook jou emosies. Dit is belangrik om iets te doen om stres te verminder, soos oefening of 'n ontspanningsoefening. As jy te veel stres het, kan dit jou moeg of selfs siek maak. Hoe om 'n positiewe selfbeeld te bou? 'n Positiewe selfbeeld beteken dat jy van jouself hou en jy glo jy kan enigiets bereik. Dit is belangrik om jouself nie te vergelyk met ander nie, want almal is uniek. Praat positief oor jouself en herinner jouself aan jou sterkpunte. As jy positiewe gedagtes het, sal jy voel dat jy in beheer is van jou lewe. Hoe om emosioneel gesond te bly? Om emosioneel gesond te wees is nie net oor wat jy voel nie, maar ook oor hoe jy jou gedagtes en gedrag beheer. Dit help om daagliks 'n paar minute te neem om oor jou dag na te dink en te sê wat jy geniet het. Dit help om 'n goeie balans tussen werk en ontspanning te kry en om tyd vir jouself te maak. 'n Bietjie meer detail. Emosies bestuur. Dit is belangrik om te weet hoe om jou emosies te beheer.
veral wanneer jy emosioneel of gestres voel. Soms moet jy net 'n paar minute neem om tot rus te kom, asem te haal of iemand te vertrou om mee te praat. Stres kan jou emosies en fisieke gesondheid beïnvloed. Oefening of ontspanning kan help om jou stres te verlig. Stres kan jou liggaam moeg en gespanne laat voel, so dit is belangrik om iets te doen wat jou kalmeer. Positiewe selfbeeld. Wanneer jy van jouself hou en jy in jouself glo, voel jy sterker en gemotiveerd. Jou gedagtes beïnvloed hoe jy oor jouself voel en deur positief te wees, kan jy jou selfbeeld bou. Dankie vir die kyk van die video. Ek hoop jy het geleer hoe om jou emosies te bestuur, stres te verminder en hoe om 'n positiewe selfbeeld te bou. Onthou, dit is normaal om soms nie lekker te voel nie, maar jy kan altyd iets doen om weer beter te voel. As jy van die video gehou het, gee dit 'n like en moenie vergeet om in te teken vir meer video's nie. Bly positief en sorg vir jouself. En ek sal jou in die volgende video sien. As jy belangstel in die oefening en die opsomming, los jou e-pos in die kommentaar en ek sal dit graag na jou toe stuur. Maak seker jy is ingeskryf om toegang te kry.